Welkom by Alles Uniek, waar ons gesels oor alles uniek. Van uitgewers, skrywers, beraders, pottebakkers en meer. Beloof hierdie verskeie unieke programme om jou metgesel te wees in jou eie unieke reis. Goeiedag en hartlike welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en dit is vir my so lekker om weer saam met jou te kuier. Het voel vir ons so lanklaas gekuier het. En ek is vreeslik opgewonde om dan nou ook hierdie nuutste aflewering met jou te deel oor die Alles Uniek boekklub. Jy sal onthou dat ons laas week gesels het met Elaine van Audience of One en ons het ook 'n heerlike gesprek gehad saam met Koue Koffie Boeke, saam met Carla en Carmen. En hulle het vir ons bietjie meer vertel van die kinderboeke en ek wil julle tog aanmoedig om op hierdie twee platforms te gaan kyk, Audience of One en dan ook Koue Koffie Boeke. En jy gaan by die een uitgewersmaatskappy gaan jy sien daar is vreeslik baie boeke rondom, en dit is iets wat nogal vir my uitstaan, is boeke van hoop. Elaine gaan byvoorbeeld hierdie week met ons gesels oor die boek met die naam van Sion's Bruid. 'n Boek wat vertel van iemand wat die pad gestap het, wat verskillende omstandighede beleef het. En hierdie boek is omskryf in 'n ek wil amper vir jou sê soos 'n roman tipe van 'n boek, want dit is maar 'n roman waar sy die Here Jesus leer ken het en waar haar lewe radikaal verander het, maar hoe haar lewe van 'n klein dogtertjie verander het tot waar sy haarself sien as hierdie persoon wat God kan sê, maar jy is my dogter, jy is myne, en sy kan sê, maar en u is myne. Jy weet, en ons beleef baie dikwels, en ek dink nie net is van ons, ek dink almal van ons het al een of ander tyd in ons lewe dinge beleef wat ons net nie kan sê, weet jy wat, ek voel hier's hoop nie. Ons het al tye ervaar wat ons gevoel het, daar is nie vir ons hoop nie, ons het wanhoopig gevoel. Baie van ons ervaar nou huidiglik sulke tye, of ons kan vertel daarvan. So ek wil jou aanmoedig om dan ook na hierdie boek te kyk en net te onthou, net soos wat God vir haar iets in haar lewe kom bewerkstellig het, kan die Here en wil die Here ook vir jou doen. En dan deel jy het natuurlik ook met iemand anders wat daaruit kan baat vind. Ons almal kan definitief baat vind uit stories van hoop. So Elaine gaan vir ons net weer 'n bietjie daarvan, net so 'n bietjie meer rondom hierdie boek met ons gesels, en dan net weer haar details gee van Audience of One, waar jy die boek en ander boeke ook kan aankoop. En Koue Koffie Boeke het vir ons 'n heerlike insetsel weer oor 'n paar kinderboekies, en ek wil jou aanmoedig, wanneer jy 'n mamma of 'n pappa is, of 'n ouma of 'n oupa, of dalk 'n tannie of 'n oom, wat verstaan hoe belangrik boeke is vir kinders, wil ek jou aanmoedig, koop 'n boek en gee dit vir 'n kind wat daarby sal baat vind. As baie keer voel ons, weet jy, iemand anders te lees is om die kind nie, lees jy dan saam met die kind. Weet, baie keer dan kom families by mekaar, ons kuier saam, spandeer die tyd om ook dan waarde toe te voeg. Al is dit nie jou eie kinders nie, om waarde toe te voeg aan iemand anders se kinders. Weet, ons is geneig om altyd 'n geskenkie vir 'n kind te koop, maar ek dink baie keer vergeet ons die waarde van 'n boek. So kom ons belê ook dit in ons kinders. En ons gaan dan ook vir Rachel Marie Ackerman ontmoet, en Rachel Marie is ook 'n skrywer, en sy gaan so 'n bietjie meer vertel oor die boeke waarmee sy besig is, maar ons gaan hierdie week so bietjie meer leer van wie sy is. Ons het die vorige keer het ons meer geleer oor Koue Koffie Boeke en Audience of One, waar hulle begin het, hulle liefde vir lees, waar die besighede begin het ensovoorts. En hierdie week gaan ons so bietjie meer leer oor Rachel Marie, die pad wat die Here met haar geloop het tot waar sy vandag is. En dit is vir my so 'n inspirasie. En sy is ook een van die skrywers wat in die boek is net 'n komma, nie 'n punt nie. En ek wil jou ook aanraai om ook hierdie boek te gaan opsoek by Audience of One. Maar sy gaan vir ons haar gedeelte in hierdie spesifieke boek gaan sy vir ons voorlees. En ek wil vir jou sê,
gaan maak daai koppie koffie, gaan maak dalk 2 koppies, een wat jy net later kan opwarm, want hierdie gaan 'n lekker kuier wees. En dit is my lekker om net weer jou te herinner hoe die Here boeke gebruik om ook tot ons harte te spreek. Kry vir jou lekker stil plek, kry jy hierdie boek en begin te lees en leer uit ander mense se omstandighede, uit ander mense se getuienisse, uit ander mense se hoopstories, hulle stories van hoop, dat daar ook hoop is vir jou. En geniet dit net saam met my. Ek het hierdie vreeslik geniet toe ek die eerste keer daarna geluister het. En ek is baie seker jy gaan dit saam met my geniet. So sonder om te veel van jou tyd op te neem, gaan maak daai lekker koppie koffie of tee en luister saam met my na Rachel Marie, Elaine en Carla van Audience of One, Kou Koffieboeke. En jy gaan dan nou ook vir Rachel Marie leer ken waar sy betrokke is. So ja, geniet dit saam met my. Mooi bly. Hallo aan al die luisteraars van Alles Uniek se boekklub. Ek is Elaine Broekman, eienaar van die butiek-uitgewer Audience of One Media. Verlede week het ek gesels oor hoe Audience of One Media die lig gesien het en ek het julle my persoonlike getuienis vertel. Vandag wil ek egter begin om julle van die boeke wat ons uitgee te vertel. Ek wil sommer afskop met die een wat nog warm van die drukkers af is. Die bokse vol boeke het Vrydag hier aangekom en ek is baie opgewonde oor hierdie boek. Ek sal aan die einde vir julle vertel hoe om hierdie boek aan te skaf. Die boek se naam is Sion's Bruid. Dit is 'n 476 bladsy autobiografiese roman, lekker dikke, wat geskryf is deur Hisia Sion. Sy skryf onder 'n skuilnaam en as jy die boek lees, sal jy verstaan hoekom. Dit is gebaseer op haar lewensverhaal, maar al die name van die mense en plekke is verander om privaatheid te beskerm. Die boek is eintlik 'n omnibus wat bestaan uit 3 boeke: Sion's dogter, Sion's vrou en dan Sion's bruid. Al 3 is noodsaaklik om die omvang van hierdie verhaal te kan waardeer en werklik te kan verstaan waar hierdie vrou van God vandaan kom. Dit vertel die verhaal van Roxanne Hogan en strek oor 'n tydperk van amper 5 dekades en 3 generasies van lief en leed. Vandat sy 3 jaar oud is tot in haar vroeë 50's en sy 'n ouma is. Roxanne se verhaal is uiters skokkend met tye en dan weer humoristies met tye, maar deurgaans rou en baie eerlik. Dit is nie vir sensitiewe lesers bedoel nie en beslis ook nie vir kinders nie. Alhoewel daar geen eksplisiete beskrywings is nie, is daar temas van geweld en misbruik. Soos een leser se terugvoer was, dit is rof, maar dit laat haar beter oor haar eie lewe voel en dankbaar vir wat sy het. Ek het dieselfde gevoel, maar ek kon nie help om buiten vir al die negatiewe gebeure tog empatie met Roxanne te hê nie. Sy het groot geword in 'n tydperk en in Suid-Afrika waarin ek ook groot geword het. Sy kon my niggie of my naaste vriendin gewees het. Daar is soveel klein dingetjies en tradisies en goed waardeur Roxie as kind, tiener en ma gegaan het wat so absoluut bekend klink. Alhoewel ek self niks van die geweld, ontrouheid en emosionele of fisiese misbruik ooit ervaar het nie, is ek intens bewus van soveel vroue wat wel daardeur gegaan het en nog gaan. Ons Suid-Afrikaanse vroue is trots en het geleer om stil te bly. Baie vroue is getroud met narcistiese mans, moet hierdie skok van ontrouheid werk, moet dit hanteer as hul mans aan pornografie verslaaf is en tussendeur moet daar gewerk word en na kinders gekyk word. En die Christenbeeld na buite moet tog net asseblief altyd gehandhaaf word. Dit is regtig 'n baie belangrike storie vir vandag se Suid-Afrikaanse leser. Op een Facebookgroep van duisende lede, waar meestal Afrikaanse vrouens elke 5 minute 'n ander anonieme vraag vra, is die meeste daarvan tematies dieselfde as die dinge wat in hierdie verhaal gebeur. Baie van daardie vrae word later in die boek deur God self beantwoord, want dit was Roxanne se vrae ook. Moet egter asseblief nie dat die rowwe gedeeltes jou afsit van hierdie verhaal wat getuig van God se ingryping en vermoë om iemand letterlik uit die modder te haal en op 'n rots neer te sit nie. Roxanne se groei deur die verhaal is baie inspirerend. Daar is dele waar 'n mens wil hande klap en dele waar 'n mens iemand wil klap. Maar reg deur die verhaal kom loer haar Abba Vader in wanneer sy dit die minste verwag.
hoendervleisoomblikke. Dit gee haar hoop en bemoedig haar en help haar om haar lewe uiteindelik aan hom oor te gee. Boek 3 bring uiteindelik tog verligting en vertel van diepe geestelike ontdekking deur talle drome en die uitleg daarvan wat vir Roxanne die waarheid leer oor talle aspekte van haar lewe. Ons Abba Vader het ons 7 jaar gelede die opdrag gegee om alles neer te skryf waardeur sy gegaan het en om dit in 'n verhaalvorm te vertel. Die boek is dus een baie kragtige getuienis, geskryf om God daardeur te verheerlik. Hy is 'n persoonlike God wat werklik vir elkeen omgee en hy is nie bang vir die lelik van die lewe nie. Hy is meer as bevoeg om elkeen daaruit te kan red. Ek wil afsluit deur die agterblad teks en die opgedra aangedeeltes vir julle voor te lees, dat julle 'n bietjie meer van die storie kan hoor. So, die agterblad lei: Sion's Bruid vertel die ware verhaal van Roxanne Hogan, jongste van 8, wie se lewe vanuit die staanspoor stormagtig en vol uitdagings is. Ons leer haar ken waar sy as 3-jarige met asma gediagnoseer word, 'n familiesiekte wat vele van haar voorsate geëis het. Die asemnood slaan telkens toe wanneer sy angstig raak onder die geweld van 'n hemerige pa, wat homself aan drank en vroue vergryp. Haar ma is haar toevlug, 'n sterk vrou, wat haar altyd wend na die een wat alles weet. Lewenslustig, astrand, vol planne en waagmoed is Roxie 'n karakter wat diep in jou hart sal kruip. 'n Mens staan verdwaas as dit soveel dinge met een persoon kan gebeur. Ons ervaar elke seisoen van die lewe saam met Roxanne. Haar storie neem 'n wending wanneer sy met 'n man van God trou, maar soos haar pa en broers 'n verwronge beeld van mans aan haar bekendstel. Haar oortuiging dat alle mans dieselfde is, vorm haar wêreld, een waar die sondes van die vaders aan die kinders toegereken word en waar die God van die Bybel met hel, swaal en vuur oor die aarde heers. Dan, wanneer haar wêreld in mekaar tuimel, ontmoet sy hom in persoon, Jesus, die perfekte man van die Bybel, met sy scepter na haar toe uitgereik, sy salwing op haar lewe onderrig haar, en op eg harde kwas Roxanne manier, vat sy die bose magte in haar en haar familie se lewens tromp op aan. Haar geestelike soektog na die waarheid wat werklik vry maak, verloop parallel met verbuisterende ontdekkings wat haar brose hart herhaaldelik breek. Sal sy kan leer om die man van haar hart onvoorwaardelik lief te hê, hom te eer en aan haar Vader toevertrou, ongeag een groot uitdaging. Sal sy haar ware identiteit as Jesus se bruid aanneem? Hierdie boek is soms humoristies en soms ontstellend, maar geestelik lewensveranderend, 'n boodskap vir die bruid van Christus. Weereens, hierdie boek is nie vir kinders of sensitiewe lesers geskik nie. Dan wil ek nou 'n stukkie lees wat sy self geskryf het in die opgedra aangedeelte in die boek, binne in die boek. Vir die grootste deel van my lewe het ek nie waardig gevoel om as bruid van Jesus gereken te word nie. Die vuil en stank van my lewenservarings het my minderwaardig en tweedehands laat voel. Totdat Jesus my een aand in 'n droom ontmoet het. Ek het langs 'n swembad gestaan met my bikini aan en was senuagtig om in te duik en aan die bodem te raak, bang vir alles wat daar in die troebel water verskuil is. Drek wat te grillerig is om aan te raak. Toe ek op die trappie gaan sit, het my ouboet my aangewag. Hy het liefderyk om my skouer gestrek en my bikini se bandjie verstel. Ek was nie bewus dat 'n deel van my ontbloot was nie, maar hy het my so teer en subtiel toegemaak. Jesus se boodskap hierin was dat hy self, my ouboet wat my deel van sy Vader se huishouding gemaak het, my skaamte bedek. Jesus sê dat almal wat die wil van sy Vader doen, is sy moeder en broer en familie. Hy is ons ouboet. Ek lê hierdie ware vertelling van my lewensverhaal as 'n kroon neer voor die voete van hom wat my eerste lief gehad het. Ek kan bid hom vir die groot werk wat hy in my gedoen het, en dat hy die werk wat hy begin het, volbring. Deur my genesing is hierdie boek nie uit 'n plek van seer geskryf nie, maar tot getuienis, 'n lofsang oor sy goedheid. Psalm 40 vers 2 tot 4. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor, en hy het my uit die kuil van vernietiging,
uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onsse God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Ek wil die boek ook opdra aan elke persoon wat, soos ek, onwaardig, minderwaardig, skaam en vuil voel. Sy bloed reinig van alle sonde. Sy offer maak jou waardig om bemin te word. Ook dra ek dit op aan die man van my hart. Ek eer hom vir die laat aande wat hy soms alleen moes gaan inkruip en vroeë oggende alleen in ons bed moes wakker word. Vir die menigte kere wat hy die kospotte moes nader trek en die huisstaakies manhaftig beman, omdat ek uitverkoop was om hierdie verhaal in die fynste besonderheid neergepen te kry. Ek eer hom vir sy geduld met die proses. Dankie, husband, vir jou onbaatsigtige liefde en glo saam met my. Laastens wil ek dit aan my seuns opdra, die manne wat in die voorste gestoeltes gesit het, om eerstehands die transformasie te sien wat Abba Vader in ons gesin doen. Deur elke seisoen van hierdie vertelling, vanaf brose tiener tot godvreesende jongman, het julle saamgestoei om die waardeur die drif te trek, altyd afwagtend op Abba se beloftes. Ek is bars trots op elkeen van julle en so dankbaar om sy vrug in jul lewens te sien. Ek eer julle. Mag jy, leser, ook die goue draad van ons koning se liefde reg deur hierdie boek sien, kunstig geweef tot 'n kragtige getuienis dat hy in die fynste besonderheid in jou lewe van jou lewe belangstel en dat sy bemoeienis met jou mensekind is. Lekker lees. Wel, julle, ek hoop dit sal julle lus maak om hierdie boek te lees. Ek wil net sê, julle het definitief 'n bietjie tyd nodig om eenkant te sit, want julle gaan nie die boek kan neersit nie. Dan laastens wil ek ook net sê, julle kan dit dan bestel aanlyn by Audience of One Media, alles een woord, .co.za, en dan kan julle net daar klik op die aanlyn winkel. Ek stel voor, julle gaan na die authors bladsy toe en kies dan daarso Hisia Tion en dan lees julle 'n bietjie meer oor die boek en daar's ook knoppies wat julle kan druk om die boek te bestel. So die webwerf is audienceofonemedia.co.za. Baie dankie en lekker lees. Tot die volgende keer. Totsiens. Dis Carla hier van Koue Koffieboeke en vandag vertel ek julle graag meer oor 'n reeks Christelike boekies wat ons tans aanhou en verkoop, Klein Beertjie. Dis volkleur boekies, ideaal vir 3 tot 6-jariges. Die eenvoudige vraag agter in elke boekie help kinders om dit wat hulle in die boek geleer het in hulle eie lewe toe te pas en help hulle om meer oor die Bybel te leer. Die eerste titel in die reeks is Klein Beertjie nooi 'n nuwe maatjie. Stel jou kleining bekend aan die storie van Saggeus en leer hulle wat dit beteken om ander deur God se oë te sien. Die volgende titel is Klein Beertjie leer van Paasfees. Kom leer jou kleining van Paasfees met Klein Beertjie wat graag Bybel lees en daarvan hou om van God te leer. Ons het ook Klein Beertjie praat die waarheid. Dit is vir party kinders moeilik om die waarheid te praat, veral wanneer dit makliker is om te jok en daarmee weg te kom. Tog is dit baie belangrik om kinders te leer om altyd die waarheid te praat, maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Klein Beertjie leer oor liefde. Kom leer jou kleining van liefde met Klein Beertjie wat graag Bybel lees en daarvan hou om van God te leer. Klein Beertjie ontdek God se skepping. Het jou kind jou ooit gevra waar diere vandaan kom of hoekom daar wolke in die lug is? Trek jou kleining nader en vertel vir hom of haar hoe God die lug, see, berge, strande en alles in die heelal geskep het. En laastens, Klein Beertjie vertrou op God. Kinders kry soms nagmerries en word bang vir die donker. Dan het hulle die versekering nodig dat hulle veilig is, omdat God altyd by hulle is. Die Klein Beertjie reeks, nou te koop en beskikbaar by Koue Koffieboeke. Besoek ons gerus www.kouekoffieboeke.co.za.
Hallo almal, my naam is Rachel Marie Ackerman. My nooiens van was Botha en ek was ook voorheen getroud. My van was Hubert. Ek en my man Quentin is nou een van die dae 20 jaar getroud as dit die Here se wil is. Ek is 'n kunstenaar, grafiese ontwerper en onlangs het die Here my geroep om ook te skryf. Meestal kinderboeke, maar ek wil nie nou te veel weggee van dit nie, want my getuienis wat ek baie graag met julle wil deel, is in die nuwe boek wat uitgegee is deur Audience of One Media. En dit is saamgestel deur Elaine Broekman en Antoinette Kloppers. Dit is die boek nommer 2. Die eerste boek is al reeds 'n paar jaar terug uitgegee en die boeke bevat gewone mense soos ek en jy se getuienisse. En Elaine Broekman is my suster. Ons werk saam as 'n span aan baie boeke. Sy doen die redigeerwerk en ek doen die kreatiewe werk, die ontwerpwerk van die boeke se omslagte en die uitleg van die teksbladsye, kry dit gereed vir drukwerk. En ja, ons het nou al heelwat van hierdie boeke saam aangewerk. Dis rarig 'n seën want Vader het ons eintlik al vroeg saam kom ons sê saad in ons lewens gesaai, lank terug toe ons nog jonk was. Maar ek wil nou nie eintlik vooruit gaan nie, want ek wil baie graag die getuienis vir julle voorlees uit die boek uit, sodat ek niks mis nie. En hierdie getuienis is van die huidige seisoen van my lewe, so ek wil baie graag dit vir julle voorlees. Die boek se titel is net 'n komma, nie 'n punt nie. En soos ek gesê het, dit is boek nommer 2. En ek wil baie graag begin deur vir die Here baie dankie te sê vir die voorreg dat hy my in hierdie posisie geplaas het om my storie met julle te deel. En ek wil baie graag saam met julle net eers bid voordat ek aangaan, want hy stap hierdie paadjie saam met my en saam met elkeen van ons. Liewe Here, baie dankie vir die voorreg dat ek my storie, of kom ons sê hierdie deel van my storie, vir gewone mense soos ek, kan deel. En ek bid Vader dat U my storie sal gebruik om ander mense se lewens dalk aan te raak en hulle te bemoedig en vir hulle te vertel hoe lief U ons het en hoeveel U vir ons Here, U stel belang in die fynste details van ons lewens en U stap 'n pad met ons vandat ons klein babatjies is. Elke liewe dag. U laat ons nooit op ons eie nie. U is altyd naby en U is altyd reg om te antwoord as ons na U roep en na U soek, Here. Ons moet net stil raak en luister na U. Vader, ek bid dat U hierdie opname sal seën en dat die Heilige Gees daardeur sal vloei en sal werk en met elkeen wat daarna luister sal praat, Here, op hulle unieke manier, want U het ons elkeen uniek gemaak. U het vir ons elkeen 'n opdrag en 'n plan wat so spesiaal is dat wanneer ons val binne in U plan, Here, wanneer ons val binne in U wil van ons lewens, wanneer ons onsself oorgee en regtig sterf vir onsself, sodat U saad binne in ons kan kom geplant word en kan groei, Here. Dis dan wanneer ons ware vreugde, vryheid
en U genade kan ervaar elke dag van ons lewens en werklik waar vir ons vreugde kan, in volle vreugde kan lewe, in oorgawe, en dat ons lewens so kan raak, dat mense daardeur diep aangeraak word en nuuskierig kan word en wonder, en dat U met hulle ook op daai manier kan werk en met hulle kan praat en hulle nader na U toe kan trek. Vader, ek bid dit in die naam van Jesus Christus en laat U wil geskied elke dag en elke oomblik van ons lewens. Amen. Die koringkorrel moet eers sterf. Dis my titel van my getuienis. Baie van ons sit met hierdie vrae in ons harte. Wie is ek? En wat is my doel op aarde? En wat is God se doel of roeping vir my? Elke keer as iemand met oortuiging in hulle harte gesê het, dit is wat ek wil doen, of ek voel geroep deur die Here om dit of dat te doen, dan het ek gedink ons fout met my, want ek het geen idee gehad wat ek eendag wou word nie, behalwe dat ek graag gelukkig getroud wou wees en baie kinders wou hê. Net soos in die veeverhale wat ek as dogtertjie gehoor en gelees het. As ek my lewensverhaal tot dusver moet neerskryf, sal ek heel wat boeke kan skryf. 'n Roman, 'n tragedie, drama en komedie. Hierdie getuienis gaan egter oor hoe ek Abba Vader, die God en skepper van alles, se stem begin hoor het en geleidelik in sy tyd sy plan vir my lewe sien uitspeel het en so begin besef het wat my roeping is, oftewel sy roeping vir hierdie seisoen van my lewe. Toe ons nog kinders was. My kinderdae was gelukkig en gevul met speel, teken, swem en sport. Van my gunsteling herinneringe uit my kinderdae was die kere wat ek en my jonger sussie Elaine op ons maagies op die sitkamer se mat gelê en teken het. My ander twee sissies wat 7 en 11 jaar jonger as ek is 'n bietjie later gebore, so ek en Elaine het meeste van die tyd saam gespeel. My ma het destyds vir ons van die ou drukkers by die werk se papier huis toe gebring. Dit was een lang stuk papier wat geperforeer was om sigsag op te vou en het geponste gaatjies aan die weerskante gehad wat 'n mens kon afskeer. Ons het so 3 of 4 dele vasgelos en dan die res afgeskeer en 'n klompie van hierdie lang dele aan mekaar geplak om een groot vel papier op te maak. Ons het dan paleise geteken met prinsesse in, wat besig was om met hul prinse by die koninklike bal te dans. Elke rok en uitrusting was met detail ontwerp en geteken. Dit was heerlik. Ons het ook graag Meermin prinses stories geteken wat 'n boonste, 'n middelste en onderste dele gehad het. Die bokant het die sinkende skip gehad. Die middel het visse en haie en 'n arme prins wat besig was om te sink gewys. As ek reg kan onthou, was daar ook 'n deel waar die Meermin prinses besig was om te red. Aan die onderkant was daar 'n Meermin land met die koning se kasteel in detail geteken. Ons het ook graag oor naweke en vakansies vir ure aan een met ons babiepoppe en flower prins en prinsespoppe liefdesverhale uitgedink en gespeel. Nie een was dieselfde storie nie. Elkeen was altyd 'n nuwe liefdesroman. En hier gaan ek nou 'n nota maak, want my suster Elaine, in haar getuienis, wat sy kan onthou, is dat ons boekies opgemaak het vir die babiepoppe. En wat ek kan onthou, is die teken en die stories. My ma sou ons dan so nou en dan uitjaag om vars lig te gaan skep, maar dan het ons al ons poppe en goed saam buitekant toe gevat en daar verder gespeel. Ons het vir hulle huise en strate gebou en so aanhou speel totdat ons die stories klaar gemaak het. Natuurlik het die stories altyd 'n goeie einde gehad, waar die helde en heldinne gelukkig getroud was
en vir ewig gelukkig gebly het. As maats kom kuier het ons ook graag boom geklim en cowboys en crooks en Indians, jagertjie, wegkruipertjie en vele meer gespeel. Ons het 'n lekker groot swaai in die wagtererf gehad en altyd gekyk wie kan die hoogste swaai. Langs die hoenderhok was daar 'n groot boom en ons het graag opgeklim en dan op die dak gespring en daar gespeel. Nou dat ek daaraan dink, is ek seker ons het lekker fris beskermingsengele gehad. Ek dank Abba vir elkeen van my 3 sissies. Ek het 'n baie spesiale verhouding en band met elkeen van hulle en kan nog baie skryf oor goeie en slegte tye saam. Maar vir nou fokus ek net op een spesifieke goue draad van my getuienis, waarvan Elaine 'n groot rol speel. Maar ek spring nou so 'n bietjie ver vooruit. Skooljare. Ek was van jongs af atleties. Ek was mal oor nalope en hekkies en het elke keer wanneer ek in die blokke gesak het om weg te spring, in my hart gebid dat die Here met my sal wees en as dit sy wil is, dat ek asseblief sou wen. 1 jaar is ek aangewys as die vinnigste atleet en het Victrix Ledorm trofee vir die beste atleet in my ouderdomsgroep by die interhoër atletiek byeenkoms verwerf. Ek het hard geleer op skool, maar akademie was nie my sterkste punt nie. Ek het nie sleg gedoen nie, maar ek was maar net altyd liewer vir atletiek en sport. In die laerskool was ek goed met kuns, maar ek het nie kuns as vak op hoërskool gehad nie, want my pa het vir jare skool gehou by 'n hoërskool van 'n Bylpark, en omdat ek lief geraak het vir die skool, wou ek graag soontoe gaan. Toe ek daar begin, het hy reeds by 'n ander skool 'n departementshoofpos aanvaar, maar ek wou steeds graag daar skool gaan. In matriek het ek oor 'n hekkie geval en my knie beseer, en dit was die einde van my atletiekloopbaan. Dit is ook in matriek dat almal mos groot besluite moes neem. Wat gaan ek swat en wat gaan ek doen vir die res van my lewe? Dit was vir my baie moeilik om te besluit, want ek het werklik nie geweet wat ek vir die res van my lewe wil doen nie. Dit is eintlik volgens my so 'n verskriklike groot vraag vir 'n kind om te beantwoord. 'n Mens is nog so jonk, so onervare. Hoe moet 'n mens dan al weet wat jy wil vir die res van jou lewe gaan doen? Dit het geklink soos 'n ewigheid. Ons het aanlegtoetse gedoen en blykbaar was ek 3-dimensioneel aangelê en sportief. Ons begin toe navraag doen oor sportbestuur of tekenaar of so iets soortgelyk by die Universiteit van Potchefstroom. Maar dit was baie duur en geen van die grade wat hulle daar aangebied het my regtig geïnteresseer nie. Ons het ook gekyk na grafiese ontwerp by die Vaal-driehoek Technikon. Dit is nou the Vaal Triangle University of Technology. En het onderhoud gereël met die hoof van die kindskool, want hulle het 'n keuringsproses gehad. Die lektor was baie bemoedigend toe ek my amateuragtige kunswerkies voorgelê het, want hy het gesê dat hulle dit eintlik verkies dat studente geen kunsopleiding het nie. Amper soos 'n spreekwoordelike skoon canvas, vol potensiaal. Dat hulle die grondslag kon lê vir studente om hul eie style te ontwikkel. Want, het hy verduidelik, studente het soms hul onderwysers se style aangeleer en dit was baie moeilik om af te leer. Hy het na my sketse en kunswerke gekyk en het daarvolgens vir my 'n keuring gegee. Studente daar. Die kunstskool was modern en wonderlik. As bonus was die kampus in Van 'n Bylpark en ek kon by die huis bly en swat. Die besluit om in te skryf vir die nasionale diploma in grafiese ontwerp was 'n groot waagstuk. En ek is nou nog dankbaar dat my ouers my die keuse gegee het en dat hulle bereid was om vir die res van hulle lewens vir hulle arm kunstenaardogter te sorg. Soos ek genoem het, het ek geen kennis van kuns gehad nie.
My eerste projek was 'n absolute mislukking. Een van ons vakke was perspektiewe tekeninge en ons moes 'n kamer ontwerp en verf met gouache. Ek het 'n lieflike 43% vir my projek gekry, want ek het geen idee gehad hoe om met die gouache as medium te verf nie. My tweede projek was 'n linoleum drukwerk en dit was absoluut fantasties. Ek het dit geniet om die prent op 'n sagte linoleum teel uit te sny met linoleum messies en dan met 'n rollertjie die ink aan te wend. Ryspapier word bo-op neergesit en dan rol jy dit deur 'n drukpers. Die eindresultaat is 'n inkkunswerk op ryspapier. Ek het 'n jagluiperd in 3 posisies uitgebeeld en ek het 75% daarvoor gekry. En daar was die spreekwoordelike koel deur die kerk. Gedurende my eerste jaar het ek met verligting besef dat ek glad nie gelukkig sou wees in 'n rigting soos argitektuur of tekenaar nie. Want ek het niks gehou van perspektiewe tekeninge nie. Dit was te rigied vir my en ek het dit verkies om my kreatiwiteit op 'n vryer kunsvorm uit te druk. In daardie jare het alle eerstejaarsstudente by die kunstskool dieselfde vakke gehad. Dit het hulle die kans gegee om verskeie kunsvorms te ervaar en om te sien of hulle daarmee sal wil voortgaan. Ek het ingeskryf as grafiese ontwerpstudent, maar het verander na beeldende kunste in my tweede en derde jaar, want dit was 'n baie vryer manier om my kreatiwiteit uit te leef. My kunstskooljare was van die beste jare van my lewe en ek sal Abba altyd daarvoor dankbaar wees. Ek was van daardie tyd af tot vandag toe nog steeds oortuig dat God se kreatiwiteit deur my vloei, omdat ek toe eers my talent begin ontdek het en dat ek 'n instrument in sy hande is. Nou ja, ek glo dat jy die eerste gedeelte saam met my geniet het, waar Rachel Marie 'n bietjie meer gesels het oor haarself. En ek sien uit om die volgende gedeelte met jou te deel, wanneer ons weer heerlik gaan saamkuier.